Baie welkom, so ook op hierdie dag mag dit so wees dat die Here saam met jou is en dat jy sy nabyheid beleef, maar ook dat hy vir jou rig en stuur, ook op die pad wat hy vir ons as sy kinders beloof en bestem. Ons lees saam uit 1 Petrus 4 en ons lees daar vanaf vers 7. Hy skryf, die einde van alles is naby, daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla, en as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen 'n mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Hy herinner hulle dat die koninkryk kom naby en dat hy hulle aanspoor om wakker te wees. Ons het dit daar ook in hoofstuk 1 gehoor. Om wakker en nugter te wees en dan ook wat ons daar in die begin aangetref het, dat hulle mekaar vurig en hartlik sal lief hê. En om gasvry te wees sonder om te kla. En dan hoor jy dat elke een die genadegawe van die Gees ontvang. Elkeen het 'n gawe ontvang. En hoe wonderlik dat wanneer jy deel is van geloofsfamilie en deel is ook van God se kerk, dat jy dan nou mekaar dien met liefde, met die gawe wat jy ontdek en wat jy ontvang het en wat jy ook dan nou uiteindelik in diens gebruik tot voordeel van sy koninkryk en van mense wat jou gawe mag geniet. As jy hieroor gaan dink oor watter gawe kan ek dien? En wat is dit wat uiteindelik maak dat dit waarin ek my gawe kom uitleef, dat die koninkryk daar kom en dat die kerk van Christus opgebou word? Elkeen van ons daai gawe om dan so te dien. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Hy is uiteindelik die een wat deur ons gawes wat ons uitleef, die eer ontvang en daardeur verheerlik word. Mag ons mekaar dien met ons gawes. Miskien wanneer jy dalk met iemand, dalk in jou huisgesin is 'n klein gemeente, 'n gemeente in die kleine. Op watter manier kan ons mekaar in ons huisgesinne dien? Hoe lyk dit? Elkeen van ons in 'n huishouding het verskillende rolle. Party van ons funksioneer baie goed op sekere terreine en so maak ons dat elke ou ons plek binne in ons eie huishouding het. Het jy al ooit so daaroor gedink dat jou huisgesin 'n gemeente in die kleine is, waarin jy jouself heel hartig kan uitleef om mekaar tot diens te wees? Mag die Here vir ons seën, mag die Here ons sterk, mag hy ons ook in staat stel om ons gawes aan te wend in sy koninkryk. O Here, baie dankie vir die gawes. Here, dankie dat dit deur die Gees ook geskenk is, en gee ook so dat ons mekaar met hierdie gawes sal dien. Dat ons mekaar sal hartlik lief hê en gasvry sal wees teenoor mekaar, en dat U koninkryk daardeur sal deurbreek. Ons bid dit, U dank, en ons loof U daarvoor. Amen. Mooi dag, ons gesels weer, tot volgende keer.